Is jy blij om vanavond in die huis van die Here te wees? Is altyd lekker in die huis van die Here. Kan jy sit lekker neem? Of vir die musiekspan sê dankie, altyd lekker om saam met hulle te bedien. Lekker om saam met hulle die naam van die Here groot te maak. Ek het so deur die loop van die week het ek 'n ding gesien wat my nogal getref het, en dit was 'n TikTok video. Een van die influencers, die ouens wat mense probeer beïnvloed en goed, wat baie geld maak uit die systeem uit, het 'n kar gevat, of 2 of 3 karre gevat, en hy het geloop, en die eerste kar het hy vir 'n vrou, vir 'n klomp studente gevra, het jy 'n kar? Dan sê die student, nee, maar is okay, dankie. Jy weet, want hulle soek nie daai interaksie, of daai geselskap nie. Die een meisiekie sê, nee, sy het nie 'n kar nie. Hy sê, van wanneer jy nee. Sy sê, ek sal daarvan hou, en hy gee vir haar die kar. En haar reaksie was verskriklik opgewonde, maar wou dadelik weet, wat verwag hy, of wat soek hy. En dadelik toe ek het sien, toe begin daar iets in my hart wakker te word, want ons leef in 'n wêreld waar niemand iets doen sonder 'n bymotief nie. Hierdie ou kind se bymotief is nie om iets vanaf te kry nie, maar om meer views op TikTok te kry, dat hy meer geld kan kry. En dadelik begin ek aan hierdie ding te dink. Ek sal nou praat oor die tweede ene, maar dadelik begin ek aan hierdie ding te dink, en daar kom 'n skrif op in my gedagtes in Jakobus 1 vers 17 wat sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan nie vanavond oor ons nie, maar dit gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanavond bid en vra, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanavond sal inkom, en ons sal vat en ons sal toemaak met die kosbare bloed. Here, dankie dat ons vanavond weet, ons hoef nie angstig rond te kyk nie, want U weet presies wat elkeen van ons nodig het. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan Hom kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Verskoon tog. Hy sê in Mattheus 6, en ek wil gou so toe Mattheus 6, vanaf vers 27 af, hy sê, wie onder julle kan leer om te kwel een elke sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, en hulle groei, en hulle arbeid nie, en hulle spin nie. Ek sê aan julle self, Salomo in al sy heerlikheid, nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, dat vandag daar is en morgen nie oond gooi, word so bekleed, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel, of sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie goed nodig het. En dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge, sal vir julle bygevoeg word. Nou die rede hoekom ek hierdie skrif of hierdie skrif begin het, was vir my iets gewees wat my hart geroer het. Dit was gewees dat hy sê elke goeie gif, elke goeie gawe, elke goeie geskenk kom van God af. Nou, dis vir my amazing, hierdie meisiekie het haar kar gekry, en sy was baie dankbaar om die kar weggery. Maar die volgende vrou het er dan gestap,
en hulle het daar geblinddoek, of dit was eintlik 'n man, hulle het hom geblinddoek, en vir hom gesê, het gou saam met hulle stap. En hulle het hom gevra, wat se werk doen hy? Hy sê, werk as 'n ou wat deure oopmaak vir 'n hotel. So hy maak net deure oop vir mense wat aankom. En terwyl hulle hom vra, wat het hy gedoen in sy lewe? Toe kom het uit dat hy 'n soldaat was, en daar was sekere goed wat hy gedoen het, maar as gevolg van omstandighede, en as gevolg van 'n geestelike toestand, moes hy wegbeweeg daarvan af. En al wat hy kan doen, is om deure oop te maak. En hulle vat hom na buitekant te blinde kom, en toe hulle hom 'n kar gee, is die eerste ding wat hy doen, is hy gryp die ou, wie hy dink dit vir hom gegee het, om die nek, en hy begin te huil. Hy sê, as jy net weet waar ek was, of wat met my gebeur het, dan wil ek net vanavond sê, dankie, want weet wat, ek sou dit nie kon doen, as jy dit nie vir my gegee het nie. Maar die een wat my die diepste getref het, en die een wat my gevang het, was 'n ma van 3, wat my 'n kar voorgegee het, en die oomblik, toe hulle sê vir haar, hier's jou kar, hier's vir jou die sleutel van jou voertuig, en sy die sleutel in haar hand vat, toe val sy op haar knieë neer, en sy steek haar hande in die lug, en sy roep uit, o God, ek eer U vir wie U in my lewe is. En dadelik sê die oukie, jong, God het eintlik vir julle meer te doen nie, ek gee vir julle die kans. Sy sê, nee, jy verstaan nie, die afgelope 6 maande praat ek al met God, want my voertuig is afgeskryf. Sy sê, jy verstaan nie, daar's 'n skrif wat sê, elke goeie gawe kom van God af. En dadelik het hierdie vrou my aan die dink, want daar is soveel dinge wat ek en jy op 'n daaglikse basis kry, dat ons vergeet van wie dit afkom. Daar is soveel dinge wat ek en jy in 'n maand kry, en dan dink ons baie keer, dis ons gevolg van die werk wat ons doen, of hoeveel ons dinge ons aangepak het, of hierdie is die stryd, dit is die stryd. Kan ek maar vandag vir jou sê, sonder God sal jy niks hê nie. Dis God alleen wat vir jou gee na die rykdom van sy heerlikheid. Dis God se plan om vir jou te voorsien. Jy sien, toe ek hier aan gaan sit en dink, was daar 'n paar goed wat in my gedagte opgekom het, wat ek ontvang het, wat ek nooit voor dankie gesê het nie. Ons sê baie keer dankie vir die goed wat ons sien. Here, dankie vir 'n wonderlike dag. Here, baie dankie vir my kar en my huis, en Here, dankie dat ek geseënd is. Dis mos die goed wat ons raak sien. Maar weet jy wat? Terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, die eerste ding wat ek kon sien, was 'n kruis gewees. En die oomblik toe ek dit raak sien, toe sê ek, Here, hierdie is die grootste geskenk wat ek as mens kan kry, want ek was vasgevang in sonde gewees. Ek was vasgevang, ek was vasgemaak, maar hy het aan 'n kruis gesterf en my vrygemaak. En totaliteit dat ek vanaand kan sê, ek is 'n vrygekoopte, 'n bloedgewaste, 'n wedergebore, 'n geesvervulde kind van 'n lewendige God. Vergewe tog, ek het so 'n bietjie griep. En terwyl ek daaraan dink, toe kom het by my op, ons is so geneig om dit wat ons verniet te kry, nie waardeer nie. Jy sien, ek het blydskap op al 3 mense se gesigte gesien. Maar die verskil is die laaste een. Die oomblik toe hierdie vrou haar oë opgooi na God toe en sê, Here, ek loof U vir wie U is. Toe besef ek, sy weet waar alles vandaan kom.
Sy weet wie haar voorsiening is. Sy weet wie haar krag is. Sy weet waar môre vandaan kom. Sy weet wie haar krag gee om môre te kan opstaan en te kan verklaar, my verlosser lewe tot in alle ewigheid. Ek sê, dit daarom gaan sy dink, te dink ek, dis nogal snaaks, hoeveel mense kom by hom al, en ons het die grootste geskenk van hom gekry. Ons sê nooit dankie vir wat hy vir ons gedoen het nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek is 'n helverdiende sondaar. Ek weet nie van jou nie, maar ek verdien die dood, want Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So wat hy eintlik sê is, die betaling wat ek eintlik moet ontvang vir die sonde wat ek doen, is die dood. Maar weet wat? Ek kan nou vanmôre se diens sê, hierdie sterflike liggaam het lewendig geword. Hierdie liggaam is vrygemaak deur die bloed van Christus Jesus. Ek weet wie ek in Christus Jesus is. Ek is sy kind vandag. Die tweede ding wat ek gou so vinnig oor wil gesels, wat baie min mense verstaan, is kindskap. Hy sê in Romeine 10 vers 19, hy sê almal van ons het die mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek weet nie of verstaan jy wat dit beteken nie, maar dit beteken eintlik ek het 'n erflating wat voor lê. Ek het iets wat God vir my uitgehaal het. Ek het iets wat hy vir my apart gesit het. En weet wat sy beste van ons? My Bybel sê hierso, hy is die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade meer van omkering is nie. As God vir my gee, dan gaan hy nie later sê, gaan hy terugvat wat jy. Nee, God is nie daar om te kyk wat hy moet terugvat en hoekom hy dit moet terugvat. En ek het dadelik gaan sit en dink aan die verlore seun. Hierdie verlore seun het alles verloor. Hy het teruggekom en vergifnis gevra van sy pa. Sy pa het nie gesê, betaal jy sy geld terug, of kry my stuk grond terug, of bring die beeste, die skaap en die bokke wat jy mee weg is, bring dit vir my terug. Nee, sy pa het gesê, kom net soos wat jy is. Kom terug na die huis toe. Ek sal vir jou gee. Ek sal vir jou voorsien. Want weet wat? Aardse goed en tydelike goed het eintlik geen waarde nie. As jy vanaand by 'n kind se bed staan wat op sterwe lê, sal jy enige iets gee wat jy het. Daai kind se lewe te red, kan jy die waarborg gee. Want jy sien, dis wat 'n tydelike goed nie meer saak maak nie. Die derde ding wat ek so vinnig oor wil praat, en ek wil met dit begin klaarmaak, is iets wat my hart nogal geroer het. Handelinge 2, vers 38 en 39 sê, en hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat al ver is, wat die Here na hom toe roep. Waarvan praat hy hier, die belofte van die Heilige Gees? Waarvan praat hy? Ek gee jou meer krag as wat jy kan hanteer. Ek gee jou iets wat jy sal met wys gebruik. Ek gee jou iets wat 'n verandering in ander mense se lewens kan bring. Ek weet nie of weet julle dit nie, maar Petrus het deur die strate van Jerusalem geloop. En op elke persoon wat siek was, op wie se skade weer Petrus
Petrus se skade weer geval het gesond geword. It's an unknown power that God has given you. Jy sien iemand het my nou gevra, pastoor, hoeveel krag is in die Heilige Gees? Sê ek, jong, ek wens ek kon jou 'n antwoord gee, maar ek kon nog nooit die einde vind van dit wat God kan doen nie. Jy sien, hierdie begin my meer laat dink. Want ons dink baie maal, as God iets gee, gaan hy sekerlik iets terug verwag. Kan ek maar vanaand vir jou sê, Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan werwe. Ek sien nergens dat hy iets terug verwag nie. Ek sien nergens dat hy gesê het, ek sal dit en as jy dit doen nie. En hierdie het my hart laat dink, want jy sien, as iemand jou iets gee, is daar 'n bymotief. Ek het die dag toe, wil hy vir my iets gee, toe sê hy vir my, jy kan sommer hierdie vat. Toe sê hy vir my, ek wil dit nie, asseblief nie. Toe sê hy vir my, maar is geniet, jy skoor mos. Toe sê ek, jong, kan ek jou die waarheid sê? Toe sê hy, ja. Toe sê ek, enig iets wat skoor, het iemand iets gekos. Niks in die lewe is vir nie. Toe ek vir hom wegstap, toe sê die Heilige Gees, jy is verkeerd. Ek draai hom om, toe ek sê, jong, daar is net een ding wat verniet is vanaand. En dit is jou vrymaking, deur Christus Jesus, ons Here. Hy verwag niks terug nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, elke goeie gif, en elke volmaakte gawe dal van bo af neer. It's yours for the taking. God wil vir jou gee na die rykdom van sy heerlikheid. Maar God gaan jou nie omkom met dit nie. Dis nie 'n ruil transaksie nie. Dis nie van, as jy my nou gaan dien, gaan ek jou kar gee nie. Nee. Hy doen dit nie vir die views nie. Hy doen dit omdat hy jou regtig lief het. En hy weet presies wat jy nodig het. Ek weet nie van jou nie, maar ek is so bly God ken my hart. Ek het al baie keer, het al met my gebeur, as ek iets graag wil hê, of iets, dan sal ek nooit vir die Here vra, Here, ek soek dit, of Here, ek wil dit hê nie. Of ek wil ook so wees nie, of ek al baie keer, dan kom het in my hart op, dan voel ek, wauw, dit sal lekker wees. Ek gaan nie vra nie. Môre oor môre, dan kry ek dit, wat ek daar in my hart opgekom het. En baie keer sak ek het op my knieë neer, dan sê ek, Here, U weet alles. U ken my hart.
U ken my begeertes. U weet presies wat ek nodig het. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê? God weet presies wat jy nodig het. Elke oog verbuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand wat rondkyk nie. En ek wil nie vanaand vir jou vra om vir die Here iets te vra nie, want dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil jy moet vanaand op die plek kom waar jy sê, Here, ek kan sien u hand is oor my. Ek kan sien dat alles wat ek het en alles wat ek is 'n gawe van u af. En Here, ek wil vanaand terugkom en sê dankie vir dit wat u vir my gegee het. Maar Here, ek wil u vra, ken my hart vanaand. Daar word het so mooi geskryf, hy sê die grond, my God, toets my hart, en kyk of daar by my nie 'n vreemde weg opgekom het nie. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ken my hart vanaand. Ek wil my hart vanaand voor u uitstort. En net sê, Here, niks uit myself nie, maar ken my hart vanaand. As jy vanaand so voel, steek op jou hand na God toe. Ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die handen wat recht met die gehoor opgaan. Ek wil vraag as jy jou hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan. Ek wil graag saam met jou bid. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek is so bly dat ek praat van die Vader van die ligte. Die een wat alles sien en alles weet en wie daar geen blink of geen verandering of 'n skade weer van omkering is nie. Is die een wat vanaand na ons kyk. En Here, ek wil vanaand kom en vra, as daar enige skade weer in enige een van ons se harte is, val het weg van ons, asseblief, Here. Val het weg van dit hoort nie. Maar Here, vanaand is my grootste begeerte. Ken my hart. Ek wil vanaand terugkom en sê dankie, Here, vir elke gawe wat ek uit die hand uit ontvang. Dankie, Here, dat u my voorsiening is, dat u my bron van krag is, dat u my sterkte is, dat u my liefde is, dat u my vrede is, dat u my kalmte is, dat u my rust is. En ek wil vanaand kom en sê, Here, daar kan geen waarde of prys hieraan geheg word nie. Want dit wat God gee, is priceless. En ek wil vanaand bid en vra, Here, ken my hart, weet wat in my binne staan gaan. En dankie dat ons weet, Here, u sal saam met ons op pad stap. Ons wil u loof, ons wil u eer, ons wil u verheerlik, want daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan hom kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen en amen. Die Christen plek meneer, terwyl die musiekspanne voorkom, dat die laaste gedagte in die lewe. Daar was 'n boer, wat elke môre uitgekom het, dan stap hy, en gaan staan hy so op sy stoep, met 'n lekker beker koffie in sy hand, sit in die beker koffie so op die stoep neer, tel hy self met sy arms in die lug, dan sê hy, o God, so dankie vir hierdie wonderlike dag wat U ons gegee het. En hy het 'n plaasvoorman gehad wat ateïs was. En elke môre dan sien hy wat hierdie boer doen en dan plaat
daar die hele oes verwoes. En hierdie Ateësdag, ek wil vanmôre kyk en hierdie ou gaan sê. Ek wil vanmôre kyk wat hierdie ou so optrede gaan wees. Die boer het uitgestap. Het sy deken koffie neergesit. Hy staan in die lig getel en gesê, o God, ek dank U dat elke dag nie is soos vandag nie. Want jy sien, om in jou hart gelukkig te wees, is 'n keuse. Om by God te wees, is 'n keuse. Hy gaan jou nie forceer om iets te doen. Maar hy begeer dat jy die gawe sal raak sien wat hy vir jou gee. Amen. Dan moet ons ek span. Sam, draai op saam vir 'n laaste